caught in the streams of life, with the pain and the sorrow. Ja. Baie interessant om na die rigters te kyk en te sien wat hulle gedoen het toe Israel eintlik in die moeilikheid was. En ek wil vanmôre met julle daaroor deel. Ek wil vanmôre met julle daaroor praat, maar ek dink ons moet net weer 'n bietjie by mekaar kom. Want ons nou belang terug wat ek regtig die moeite kon doen om uit te kom by die volgende opname. Onthou, die laaste kere wat ons met mekaar gedeel het, was ek besig met die verbond. En die verbond met sy eienskappe en sy vlakke, en die eerste ding met die sondebedeling, en die mense wat nou begin luister het na al hierdie lering op die webtuiste, sal besef, die een skakel so in die ander een. Alhoewel God glad nie werk met stap 1 en stap 2 nie, maar ons moet verstaan, dit loop so in mekaar in. So eintlik sal die verwagting nou wees, ons nou uiteindelik kom by die derde element van die verbond, en naamlik die verbondsluiting self, en in die lering, so lesing was al baie ingewikkeld, om dit klaar te maak, en ewe skielik uit die bloute uit, is daar net vir my 'n ding wat oopgaan, en ek het so behoefte gehad om dit net te deel. Want die vraag is, maar waar is ons nou? Waarmee is ons besig? Wat is hier aan die gang? En ek dog toe, weet jy, die boodskap wat ek uit die bloute uitkry, uit rigters uit, sit ek so en ek sê, dis eintlik waar ons op pad heen is, want ek kom tafel toe en ek sê, weet jy wat, jy moet God ken. Jy moet God ken, jy moet God aanhang. En dis waaroor dit gaan. En eintlik is ons oog gerig op die stadium wat ons by die hemel uitkom. En weet jy wat? Hy is besig met iets nou. En hy is besig met iets nou in die land. En die dilemma is, ons kan almal nou kom en sê, hier's groot moeilikheid, en kyk wat gebeur, en ons kan stil staan daaroor, weet wat, spandeer 'n bietjie tyd op YouTube, en dan vat jy net al die politieke goed, en luister jy daarna, dis die maklikste manier om by 'n depressie uit te kom. En dan het jy 2 bottels whisky, en 4 Valiums nodig. En dan gaan jy aan die einde daarvan kom en sê, hoe kom ons hier uit? En dan sal die Christene kom en hulle sal begin reël dat ons moet bid. En gewoonlik moet ons in groot getalle bid. Ons moet by mekaar kom en in groot getalle met mekaar gesels. Dit is nie so nie. Eintlik is God besig om mense voor te berei vir dit wat hy in die land wil doen. Dit is nie interessant nie. Ons is vasgevang in die land Suid-Afrika. En ons is reg in die middel van die oorlog. En die kragte en die magte rondom ons het ons gekry om met mekaar te veg. Dis wit teenoor swart. Dis wat die wit man doen, en die wit man maak so, en die swart man doen dit, en die swart man maak so, en nou is die kleurling ook tussenin. En ons Indiër vriende. Weet julle wat? Dit hang af hoe jy daarna kyk. Kom ek sê vir jou, dit hang af hoe jy daarna kyk. Kyk jy daarna op die fisiese sienlike vlak? Ja, broer, ons is terug by die bottels whisky. Maar ek wil vanmôre vir julle inspireer om te sê, het jy al ooit gaan stilsit en jouself afvra, wat is besig om in die geesdimensie te gebeur? Nou val almal van die kaartel af. Nee, wat is 'n geesdimensie? Kyk, ek het groot geword in die era, toe ons vir mekaar gesê het, ag, is ou vrou stories. Los dit uit mekaar uit.
Ek kan nou nie vir julle in detail daarop ingaan nie. Eendag sal ons miskien daarby uitkom. Hoop net ek maak die graf voor dit. Maar hoor waaroor gaan dit. As 'n geestemensie. En ek sê nie vir jou, die probleem kom nie van die swart mense nie. Die probleem kom nie van die Indiërs nie. Die probleem kom nie van die kleurlinge nie. Die probleem kom nie van die blanke nie. Die probleem kom nie van die Afrikaner nie. Hierdie probleem kom in die gees. Ek wil vir julle duidelik stel. Daar's 'n geestelike oorlog aan die gang op hierdie oomblik in tyd. Nou kom ek en ek sê, maar jy weet, ek probeer nie 'n teoloog wees nie, want ek is nie. Ek probeer nie kennis verdeel nie, want ek het nie. Ek probeer nie vir julle die geskiedenis vertel en waar Jesus geloop het nie. Ek probeer tafel toe kom en vir jou sê, dis prakties. Dis 'n praktiese wandel met God, om dit wat hy weggelê het vir ons, te beërwe. Nee, maar hy het vir ons weggelê, ons verstaan, ons het in die kruis, en Jesus het vir ons die saligheid, luister broer, steek net vas. Hy het gekom om vir ons lewe in oorvloed te gee. Dit bevat 8 aspekte van die mens. Ek probeer ook nie 'n profeet wees nie. Ek kry net hierdie oomblikke wat die Bybel vir my oopgaan. Dit het my lewe verander. En die doel wat ek vanmôre het is, kom ek bemoedig jou. Waarom het ek hierdie pad saam met Krause loop? Waarom het ek al hierdie lering? Dit is so moeilik en dit is so ingewikkeld. Jy is besig om voor te berei vir 'n geveg. Ja, jy is besig om jouself voor te berei om voor sy troon te staan die dag as ons doodgaan. Ek verstaan. En dit was waar die klem was tot nou toe. Maar donderdagnag het ek besef, God is besig om iets in hierdie land te doen. Nou hoe het ek daarop afgekom? Ek wil julle dit vertel. Weet julle wat? Hier is die issue. Ek het gesit en bid en ek was besig om te bid en die woorde kom by my kop op. And the Spirit of the Lord came upon Gideon. Het was interessant, ek het daarna gesit en gedink, nou, hoe werk dit? Hoe lyk dit? En ek het toe daarna gaan kyk, en dit is wat die oorsprong hierna gaan kyk, wat beteken dit? So, wat interessant is, ek wil hier met jou Bybel gaan haal, jy moet hom uithaal, jy moet hom voor jou oophou, jy moet daarna kyk, ek gaan vir jou daai lees, ek kan nou baie maklik die skriffies vir julle gegee, maar weet jy wat, dit raak so by mekaar. Want wat lees ek hier? Ek gaan lees toe die hele storie van Gideon. Ons ken hom, ja, hoe hulle geveg het en wat hulle gedoen. Hy is vir my 'n boodskap vir Suid-Afrika uit Gideon uit. Waarom Gideon sit in die situasie waarin ons nou sit? Onthou, wat is besig om te gebeur? Midian is besig om hulle middagete te eet, chom. Elke keer as daar kos in die land is, elke keer as daar wyn in die parskyp is, dan kom steel hulle dit. En wat gebeur? Hulle verarm. En in Josua 6 vers 12 lees ons van die engel. Ek wil net hê, julle moet kyk. Kyk ons uit natuurlike oë, uit 'n fisiese dimensie, na wat hier rondom ons aangaan, en ons gee mekaar die skuld. Ek wil vir jou vra, kyk deur God se oë. En ek sê julle aanbeveel, gaan sit en lees die hele lewe van Gideon. Hy was maar 'n sissie. Wat het hy gedoen? Hy het in die parskyp gaan wegkruip. Nou ons verstaan nie dit nie, want ons ken nie meer dit nie, maar onthou, dis 'n gat in die grond. So hy het in die gat in die grond, het hy ingeklim, want hy het weggekruip vir Midian. Maar God kom by hom, en hy kyk na hom, en hy ontmoet hom, en hy sê vir hom, The Lord
is with you. You mighty man of courage. Dink jy, dit beskryf Gideon na die vlees? You must be joking. Maar God sien iets wat ons nie sien nie. Ek wil jou vra, wat sien God in die Suid-Afrikaner? Nee, maar die Afrikaner, luister broer, as jy dink die Afrikaner gaan hierdie land uit sy moeilikheid uitred, vergeet dit. God het besluit, en hierdie kan jy neerskryf, hy gaan 'n wonderwerk doen in die vasteland van Afrika, wat nog altyd gesien is as donker Afrika. Die dilemma is, hoekom ons nooit daarby uitkom van ons jeugenis af nie, is ons is besig om dit in eie krag te doen. God gaan vir die verskillende volkere elkeen 'n stukkie van die legkaart gee. Want hy kyk na ons deur ander oë, as wat ons na mekaar kyk. En wat sê hy? You mighty men of valor. So, wat gebeur nou? Wat gebeur nou met ons? Met die mighty men of valor. God gee ons oor aan ons vyande. Nou kyk jy dan en sê, ja nee, die vyand is hierdie volk en die vyand. Dis nie so nie. Dis nie so nie. Hier's 'n geestelike stryd wat aangesê word. En wat sien ek? Die Bybel begin heel voor in vers 2, and the hand of Midian prevailed against Israel. So die Midianiete is nou besig om hulle 'n bietjie moeilikheid te gee. En die Midianiete was besig om hulle middagete te eet. En ons sleep nou hier vir 7 jaar lank met Midian. Weet jy wat is die grootste ontdekking wat ek maak? Uit hierdie aanslag van Midian verarm hulle. En jy kan dit lees. En ek het my daar verwonder en begin dink daaroor. Ek wil vir julle wys, wat het ek ontdek? Ek plaai sommer so terug, jy hoef nie saam te gaan lees nie, maar kyk net hier. Man, die oom was verbuisterd hoor, hier op my ou dag. Luister net na Genesis 25. En Abram, is nou jammer ek lees nie in die Afrikaans nie, maar weet jy wat, ek sukkel my byna dood. Dit is wanneer jy met 'n Volkswagen rondry en ewe skielik, dan mag jy nou nie meer met die Volkswagen Kaap toe ry nie, dan moet jy met 'n Mercedes ry. Ek verstaan nie waar al die instrumente is nie. So om die Afrikaans te lees is vir my baie moeilik. Maar bly maar net by my. Ek meen as ons so anglisisties kan praat soos ons deesdae praat, dan kan julle my vergewe. Ek onthou die eerste keer toe ek agter die kansel staan en ek praat in Engels, toe die res van die gemeente opgestaan en hulle wil my toe aanvat oor die feit dat ek anglisisties is. So daarom maar die verskoning. Maar kom ons gaan voort. Jy kan Afrikaans saam met my lees. And Abram took another wife. And her name was Keturah. Luister hier, dit het nog nooit deur my kommeen deurgedring nie. En as ek nou by mense gestaan het, so almal gesê het, my genade, let op, and she bore him Zimran, Jokshan, Medan, Midian. Die Midianiete, wat besig is om Israel moeite te gee, was familie van hulle. Het jy dit al gesien? En dan lees ons in die begin van Rigters, dis die Midianiete. Kom ek verbuister jou gou. Toe ons nou staan, dat die Midianiete nou in die vallei van verlatenheid is, dis nou die vallei waar hulle gekamp het. Kyk net wat sê ons in Rigter 6. And Israel was greatly impoverished of the Midianites. And the Israelites cried to the Lord. Nou kom ek en ek sê, weet julle wat het toe uiteindelik gebeur? En dan as ons gaan kyk, dan sien ons vers 12 in Rigter 7, and the Midianites and the Amalekites and all the sons of the east. Luister, hier was tussen 140 en 135.000 troepe.
Toe ons besig was in die midde van die stryd, in die midde van die oorlog op die grens by Suidwes, toe was daar maksimum 35.000 troepe. Hallo? Hier was 'n paar manne. Wat het hier gebeur? Die broers was eintlik besig om te mekaar te beklei, of dit nou neefs is of wat ook al, maar hulle kom almal uit Abraham uit. En ons sit vandag nog met die probleem. En God wil die probleem uitsorteer. En dan kom ons en ons sê ons, maar waarom is die land so 'n probleem? Dis hoe hy werk. Dis hoe hy werk. Wat doen hy? Hy bring the men of the East tafel toe. Want wat doen hy? Hy sien ons is probeer om iets in die vlees te baar. En dit gaan nie werk nie. So ons kom nooit by die plek waar ons hand in eie boesem slaan nie. Maar ek wil vir julle sê, in die druk kom God en hy bring herstel. So wat ons probeer oordra in hierdie greep is daar sin in ons land, want Midian is besig om ons middagete te eet. Nou waar kom ek in daai uitdrukking? Dis 'n fantastiese uitdrukking wat ek geleer het in Amerika. Hulle sê, he just ate your lunch and popped the bag. Dit beteken nag vir jou. Maar weet jy wat, solank ons weet, God is 'n God van herstel. Solank ons weet en kan kyk vanoggend en vir mekaar sê, weet julle wat, te midde van dit alles, is ek deel van hierdie herstel. Want ek is besig om 'n pad met God te loop. Nou ja, tot ons mekaar weer sien. Dan praat ons weer. Come to the fountain, dip your heart in the streams of life, let the pain and the sorrow